Ons gaan voort vir Goeie Vrydag, die sterfuur 2:30 op bladsy 65 in ons lydensgeskiedenis boekie. Die geskiedenis van Vrydag vervolg, die kruisiging. Die soldate neem Jesus en trek hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreërs Golgotha. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere man, Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, en sit die kruis op hom, en dwing hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders.
Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskote wat nie gebaar, en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle begin vir die berge te sê, val op ons, en vir die heuwels, bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groenhout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaadoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant, en Jesus in die middel. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen, en hulle het gaan sit, en hom daar bewaak, en dit was die 3de uur, 9 uur, toe hulle hom gekruisig het. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe van sy beskuldiging en dit op die kruis gesit bo kan sy hoof. En daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het hulle geantwoord, wat ek geskryf het ek geskrywe, en die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek, en in 3 dae opbou,
verlos u self en kom af van die kruis. En die volk het dit staan en aanskou. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge en fariseërs geskimp en gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die Christus, die koning van Israel, die uitverkorene van God is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God, en die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook nie God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun.
Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur het die disipel haar in sy huis geneem. En dit was omtrent die 6de uur, 12 uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur, 3 uur toe, en die son is verduister. En omtrent die 9de uur, 3 uur, het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif sou vervul word, het Jesus gesê, ek is dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n hisopstingel en bring dit aan sy mond en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, het hy sy hoof gebuig en die gees oorgegee
aan God. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Vanmiddag, Here, terwyl ons luister na die geklank van die klok, terwyl ons herdink aan die kruisdood, is ons harte geskeur, is ons hartseer, bedroef, want die lam is geslag. Ja, Here, op hierdie goeie Vrydag het U U lewe opgeoffer vir elkeen van ons as sondaars, sodat ons vergifnis van ons menigvuldige sondes kan ontvang. Ons bely, Here, hierdie genade wat U vir ons vrylik gee. Gee ons soms nie om hoe ons daaglikse lewe lei nie. Baie kere, Here, vernalatig ons om onsself te herinner aan U grote genade, aan U kruisdood, U opoffering. Ja, Vader, sodat elkeen van ons vry kan wees van sondes. Ons bely, Here, dat ons nie altyd getrou bly tot U nie. Vergewe ons daarvoor. Nog 'n geleentheid, Here, het ons ontvang. U genade wat vir elkeen van ons genoeg is. Leer ons dus om daarvolgens te lewe, om vir U te lewe, om U aan te neem as ons verlosser en saligmaker. Seën ons dus as broers en susters. Hou ons in die holte van die hand. Bewaar ons, beskerm ons. Dit bid ons, vra ons in die naam van Jesus met danksegging. Amen.
En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword. En toe die kaptein sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig, hy was die seun van God. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, en baie vroue wat vir Jesus van Galilea afgevolg, en hom gedien het, omdat hulle was, onder hulle was Maria Magdalene ook, en Maria die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses en Salome, die moeder van die seuns van Zebedeus, en baie ander vroue wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem, het hier die dinge gesien, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, van die dag van daar die Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra, dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo, want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sal word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het.
Die geskiedenis van die begrafnis van Jesus. Volgens ons lydensgeskiedenisboekie, bladsy 72. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea, 'n stad van die Jode, gekom met die naam van Josef, 'n voorname raadslid, 'n goeie en regverdige man, wat self ook die koninkryk van God verwag het, en 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode. Hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie, en hy waag dit om na Pilatus in te gaan en hom te vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus was verwonderd dat hy al dood was, en hy het die hoofman oor 100 geroep en hom gevra of hy al lank al dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem, het hy dit toegelaat en bevel dat die liggaam aan hom afgegee moes word. En Josef het skoon linne gekoop en hom van die kruis afgehaal. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alweer van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met skoon linne toegedraai, saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. En daar was 'n plek waar Jesus gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. En nadat hulle 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het hulle weggegaan, en die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het ook gevolg en die graf gesien. En Maria Magdalene was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit en gesien hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei, en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê: "My Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het: oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste." Daarop sê Pilatus vir hulle: "Julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan." En hulle het gegaan en die graf verseker, deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag.
ontvang dus die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen.